aanbidding wat ons tot eer van die Here kan gee. Bereik die doel om word verheerlik, is my gebed, Vader, in Jesus naam. En almal sê amen en amen. U kan u sitplekke neem, die Here seën u baie ryklik. Nou ek wil vanmôre uit die 4de boek van Moses lees. Nou die 4de boek is baie duidelik dat dit seker dan uit die boek Numeri is, want dit is die 5 boeke van Moses, naamlik Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en dan ook Deuteronomium. Ons gaan lees uit Numeri en ek gaan vir u daar 'n paar verse voorhou. En u gaan dit saam met my lees as u wil, anders kan u maar net daarna luister terwyl ek dit lees. Baie interessante gedeelte en ek gaan dit voorhou op hierdie stadium, soos dit hier in die Bybel staan. Nou goed, die Bybel begin so, en dan sê hy in Numeri, en ek lees vanaf die 1ste vers. Ek gaan vinnig maar lees, om tyd te bespaar, want ek wil tot die 11de vers lees. Hy sê, toe die hele vergadering uitgeroep, hulle het hul stem verhef, en die volk het die hele nag, het hulle gehuil, en geween. En al die kinders van Israel, het gemurmureer, teen Moses en teen Aaron, en die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het, en waarom bring die Here ons na hierdie land, om deur die swaard te val? Ons vrou en ons kinders sal 'n buit word. Sal dit nie beter vir ons wees, om na Egipte terug te gaan nie? En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel, en na Egipte teruggaan. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel. En Josua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefune, 2 van die wat die land verken het hulle klere geskeur. En die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewone goeie land. As die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie. En wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag, en hoe lank sal hulle in my nie glo nie. Tot sover. Baie besonder. Voordat ek vergeet, môre hy baie geluk met die huwelik. Here seën julle, Floretjie, bly jy's hier. God bless you. Voorreg om jou saam met ons te hê. Ek lees die 11de vers weer. Hy sê, daarom het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my dan verag, en hoe lank sal hulle in my nie glo nie. Nou die Bybel
maak 'n verklaring van hierdie saak en dan sê hy dat hierdie volk van Israel, hulle het nou die heel nag gekuier en hulle die heel nag gepraat en gesels. Het u geweet, ek wil dit maar sommer net so ingooi, dat 'n gesprek kan jou opbou of dit kan jou afbreek. Is dit waar? Jy weet, daar's 'n ou spreekwoord wat dit sê, hoor nou mooi, hy sê baie praatjies maak baie gaatjies. Is dit waar? Maar dan wil ek ook sê, daar's 'n ou koortjie wat ons sing, wat sê, 'n bietjie praat met Jesus, maak alles reg, ja, alles reg. Amen. Met ander woorde, daar's woorde en praatjies en goede, wat jy jouself in kan bevind, en jong, ek wil nou nie rof raak nie, maar ek wil nou maar net mooi 'n woord by u deurkry. En ek wil vir jou sê, jy moet pas op wat jy praat. Want die Bybel sê, by die slimste oom wat daar was, sy naam was Salomo, skryf hy in Spreuke 18, en dan sê hy hierdie woorde, en die mag van lewe en dood is juist dit in wat jy praat. Daar kan lewe in lê, maar daar kan ook dood in lê. Dit sê oom Salomo, en dit skryf. Jy weet, ek dink sommer dadelik aan daar in Caledon was my eerste gemeente. Ek het op 'n stadium dienste gehou in Greyton, het ons bidure gaan hou vir mense elke week daar, soms so in die huis, en dan daar nou 'n klompie van die mense in Greyton het hulle nou gekom, en Greyton is in Suid-Afrika. As jy dalk nie weet. Hy lê net so eentjie van Caledon af, en terwyl ons daar is, was daar 'n ou tannie met die spies, en oom Dirk, mamma, onthou jy hulle? Nou kom ek sê vir jy moet nou onthou, ek is nou 'n jong ouetjie, ek kom uit die stad uit. Jy weet, en ek het hierdie geweldige deel vir die evangelie, en ek wil vir God 'n breskap, en toe land ek in 'n dorpie so groot, waarvan die groot NG Kerke sit. En ons is hier iewers. En ek wil sê, ek het ook baie keer gevoel, o Here, help vir Becky Mans, en gee my groot genade. Maar weet jy, hoor nou, as ek by tannie Mettie uitgestap het, dan voel ek gaan daai dorp vat vir die Here. Want haar gesprekke, en dit wat sy gesê het sy my mee gebou, Boeta. Ek sê, sy het my gebou, daar was lewe in die tong van ou tannie Mettie. En as ek daar weggery en dan gesê, Here, ek sien kans om weer daardie dinge in die oë te kyk, en ek gaan vir die Here 'n breskap, halleluja. Jy sien, daar is lewe in dit wat ons praat. Maar nou sê die Bybel, hierdie Israeliete het die heel nag gesels. As jy nou mooi geluister het wat ek gelees het in Numeri 14, dan sê hy, jong, en hulle die heel nag, hulle het gehuil, hulle het gepraat, hulle het met mekaar gekommunikeer, en nou het hulle gepraat van hierdie ouens wat daar is, hierdie reëse, en dan het hulle ook gepraat hoe hulle nou is, en hulle lyk so springkantjies. Jy weet, dit gaan baie keer, hoor nou mooi, oor die gesprekke wat ons ook partykeer het, sê nou maar. Hallo? Sê nou maar. Jy weet, ons praat ook so, en ek wil sommer hier inval, sê nou maar, dis 'n ongeneeslike siekte wat ek het. Sê nou maar, ek is te ver van God af, dat hy my nie meer kan red nie. Jy weet, sê nou maar, die kos word al hoe minder in Suid-Afrika, en die supermarkte raak leeg.
Jy ook al aangedink. Wie het al aangedink? Hoe baie? Ja? Sê nou maar die dinge gebeur. En weet jy wat? Ons noem het lekker stories en sopstories. Jy weet, ons weef ons so in. Maar ons praat, en die Bybel sê, hierdie ouens het die heel nag, het hulle gesels oor hierdie storie van reuse, en gepraat oor die storie van die deel van sprinkaangees, en hoe hulle lyk. En nou kom hulle dan sê hulle hierdie woorde, hulle sê dit uit, het ons maar eerder gesterwe, of het hulle ons maar eerder doodgemaak, daar in Egipte land. Hulle sê, jong, hulle gaan ons vrouens vat, hulle gaan ons kinders vat, dat hy vir jou wil sê, man, God is weg. God is nie daar nie. God luister nie na jou nie. Met ander woorde, God is ver. Dan die tweede ding wat die vyand wil doen en hierdie Satan wil openbaar, is hy wil vir jou sê, jy sien, God is nie lief vir jou nie. Amen. Wie het al so gevoel? Maar ek is die enigste. Ek wil jou sê, het al gevoel, maar God is ver, maar die tweede ding dan wil ek sê, God is nie lief vir jou nie. God gee nie om vir jou nie. God stel nou nie eintlik belang in jou storie nie. En kom ek sê net vir u, dis een van die wreedste leuns wat Satan kan gebruik. Kan ek sommer net vir u sê, luister kerk van die Here, laat ek dit vir u sê deur die Heilige Gees, en ek dit in jou hart wil hê, in goed gaan of in sleg gaan, in dood of in lewe, in sonskyn of in donkerte, moet jy nie net glo, daar is 'n God nie, maar jy moet glo, God het my lief. God het my lief. Jy moet dit glo. My lief, as jy in die put is, dan moet jy nog altyd kan sê, I know, the Lord will make a way, where there seems to be no way. Geen om hoe dit gaan met jou nie, maar God stel belang, en jy moet twee dinge weet, hy is nie ver nie, en hy is baie lief. Jy moet glo dat God is betrokke by jou saak. Jy moet kan glo, man, daar's 'n God, hy ken my naam. En hy ken my by my naam, hy weet van wie ek is. Hy weet waar ek is. Hy verstaan my. Ek wil amper sê, God het 'n saak. God het 'n saak met my huis, met my vrou. God het 'n saak met my kinders. Kom ek sê sommer vandag vir u, ek wil dit glo met my hele hart. God het 'n saak met hierdie gemeente. God het 'n saak met hierdie kerk, met hierdie gemeente. Ek sê, God stel belang. Hy is nie ver nie. En ek weet nog dat hy ons lief. God is in beheer. Jy weet, jy kyk partykeer na al die goede. Kyk jy na die TV, en jy kyk na video's. Jy sien partykeer predikers, hoe dat hulle wonders beleef. En dan hoor jy van daai persoon, hoe dat hy getuig, dat hy genees is, en dat hy gesond gemaak is. En dan hoor jy van iemand anders, hoe dat daai persoon sommer net skielik uit sy finansiële krisis uitgelig is. En weet jy, dit is wanneer jy voel, God sien my nie. God het my gelos. Dis tye soos daai, wat jy voel, maar God het nie 'n saak met my dan nie. En as dit gebeur, dan gaan hy die wind uit jou
vyand wil vir jou sê, jy sien, dis wat God met jou maak. Kyk, ek wil net mooi met jou praat. Is dit wat God doen? Ek en my vrou was met 2 treinongelukke al gewees. Nou ry ek nie meer trein nie, want ek is versigtig vir die 3de een. Ok, moenie worry nie. As ek weg is ek weg. Maar ons is by die eerste treinongeluk, ek kan nou 'n lang storie net kort maak, ons is net op pad in die gangetjie af na die kompartement toe waar die eetsaal is, en terwyl ons so uitloop, toe slaan 'n ander trein ons aan die voorkant. Nou kyk, jy hoor van, jong, dit is nou 'n train smash. Ek sê, 'n train smash is nogal 'n smash, maar die Vader weet. En daai trein slaan ons aan die ander kant af. Die ou het 'n rooi signaal geskiep. Het nie aan die slaap geraak, het was hier in die nag, 2 uur die oggend, ek kan nie onthou nie. Maar diep in die nag slaan die trein ons. Maar ons gaan ons nou maar heen en weer, en ons geniet nou daar by die eetsaal en goed, en jy weet, dan rus ons en dan ry ons en so aan. Maar in elk geval, toe ek so uitkom in die gangetjie, is my vrou reg voor my. Maar toe daai trein tref, toe slat hy my en ek val so agtertoe. Maar my vrou het so bo op my te lande gekom. Jy weet, ek is 'n redelike groot ou. So sy het redelik sag geval. Maar sy val my wind uit. Nou wil ek hierdie dierbare dingetjie help. Maak dit asem. Vader, weet nou gryp ek so om my op te trek en ek sukkel en so aan, en sy val my hele wind uit. Later dan toe ek nou bykom, toe kan ek nou die ou vroukie help, maar ek dink amper sy het my op 'n stadium opgehelp. So nie maar in my mannetjie hier so raai. Maar die hele wind is uit. Luister, kom ek sê net vir jou. Daar's tye wat die duiwel jou in 'n ongeluk wil bring. En hy wil jou wind uithaal. Dat jy daar lê, dat jy nie weet hoe gaan jy oorheen kom en hoe gaan jy weer regkom nie. Ek wil sê wat belangrik was, is dat ek en jy moet glo soos Moses. Kan ek net gou weer teruggaan hier, in sy verleentheid, hoor nou mooi, in sy onsekerheid staan Moses. En dan hoor hy die volgende môre, jong, hierdie ouens het gepraat, en hulle wil ons doodmaak. Maar dan moet jy glo soos Moses, om te sê, God is nog met my. Kan ek sommer vir jou sê, dan moet ons glo, God is nog met my mense. God is nog met my huis. God is nog met my lande. Ek wil vir jou dit sê, God het nog altyd 'n saak met sy kerk en met sy kinders. Halleluja. Ek wil sê, ja, ons maak ook foute. En ons het ook baie keer ons tekortkominge. Ag, ek wil jou net 'n bietjie help in hierdie dinge. Maar weet jy wat wil ek vir jou sê? He's still working on me. He's still in control. En hy's nog steeds besig om aan my en ook aan jou te werk. Amen. Ek het eenmaal, terwyl ek in Caledon was, my eerste gemeente, het 'n hotel-eienaar my gebel. En die ou sê vir my, luister, is jy 'n predikant? Ek sê, wel, ek weet nou nie baie daarvan nie, maar ek is die pastoor hier by die gemeente. Hy sê, nou, ek is nou al so siek en sat vir alle predikante, want ek het nou al almal gebel. Hy sê, ons is altyd laatste. Maak jy saak. En hy sê, ek het 'n oom hier. Die oom hier is nou 'n bietjie gedrink. Hy het op 'n bus geklim van die Kaap af, hy het hier geland. Dis 11:00, ek wil nou die plek toemaak, en niemand wil hom kom haal nie. Ek wou amper vir hom gesê, maar meneer, jy het mos nou die drank vir hom gegee. Vat jy hom nou huis toe, dan versorg jy hom bietjie.
Gelukkig was dit nou nie hierdie Becky Mans nie, was nog die ou een, buig maar voor elke ding gegooi. Ek sê nee meneer, is reg. Ek kom haal die oom. Ek ry, lang storie nou kort te maak. Tel ek die oom op, vat hom, en terwyl hom so ry, sien ek die oom rook, en ek dog toe jong, hy gaan my kar in die brand steek, jy weet, ek sê oom, waar gaan jy slaap vanaand? Hy sê, ek slaap net hier in jou kar. Ek dog, heerlik, nee, hy gaan my kar in die brand steek, jy weet, ek kan nou dit doen hier. Ek kry toe so brainwave, ek weet ek het die buitekamer, daar's 'n bedjie, ek sê, oom, weet jy wat, ek het 'n buitekamertjie daar, daar's 'n bedjie en alles, dan kan jy daar gaan slaap vir die aand. Ja, oké, hy sal daar slaap. Nou het ek die oom daar uit, nou toe kom haar om na die buitekamer toe, want nou is nou al 11 uur. En ek sit die oom in die buitekamertjie, en terwyl die oom daar so sit, gaan ek nou maar huis toe, en ek gaan trek nou maar aan, en so aan, nagkleertjies en goede, en later dan dink ek wel, ek moet gaan kyk wat maak die oom. En ek gaan en nou sluip ek maar so om, nou is die gordyn so bietjie oop, laat ek kan sien wat maak die oom, is hy alright. Nou sit die oom op die bedjie, nou huil hy, die trane loop oor sy wange, nou hoor ek hy bid, hy sê, Here, ek is 'n stout kind, maar Here, ek is nog jou kind. Toe leer die dronkoom in my dalk ook iets. Ons is nie altyd so korrek nie, ons het ook ons tekorte. Ons het baie keer ook die foute wat ons maak. Maar die oom sê, Here, ek is jou kind, maar ek is 'n stout kind. Ag nou ja, lang storie kort, laat hom die volgende dag kom haal. Weet jy, Caleb en Josua stry met daai ander verspieders. Nou sê Caleb en Josua, kyk, hulle is die enigste twee wat teruggekom het met 'n goeie woord. Amen. Die ander 10 het almal hierdie woord van dood. Hierdie woorde wat nie kan stig nie. Maar twee ouens sê, ek die woorde van die lewe. En nou kom hulle terug, en dan sê hulle vir hierdie mense, luister mense, ek wil vir julle sê, God is met ons. Ek wil hê julle moet weet, God stel belang in ons. God sal ons nie los nie. Laat ek dit vir die kerk van die Here sê, kerk van Jesus, hoor my mooi, die duiwel is 'n rower en hy's 'n leienaar, maar God is met ons, en God is lief vir ons. Ek wil dit glo met alles wat in my is. Ek glo dat God is lief vir ons. Maar nou is die vraag weer, wat van die foute? Ek kan met jou lang stories praat. Wat van die foute? Nou wil ek jou vinnig vat daar na Hebreërs 11 toe. En dan gaan kyk jy daar iewers is 'n slegte vrou. Haar naam was Rahab. Onthou julle vir Rahab? Die Bybel sê, sy het God geglo. En toe die manne sê, hang 'n rooi tou uit, toe hang sy die rooi tou uit, en God het haar gered, en haar gespaar. Laat ek jou dit sê, God het 'n saak met Rahab gehad. Weet jy, as jy kyk daarna, ek wil net vir u sê, daar's tye wat jy foute moet regmaak. Is dit nie waar nie? Jy weet, ek kan hier lees van Dawid, hoor nou wat sê hy hier, in die 32ste hoofstuk, dan kom hy so, dan sê hy in die 5de vers, hy sê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het my ongeregtighede en my sonde van my vergewe. Wow! Jy sien, Dawid het foute, maar hy weet wat met 'n fout te maak.
Hy moet die fout by die Here God uitkry. En die oomblik toe hy die fout maak, toe sê hy, maar daar's 'n God wat my oortredinge sal vergewe en my sonde sal reinig. Ek het hier 'n skrif, hoor nou wat sê. Dis die profeet Jesaja. Hy sê, die wat verlore is, sê die Here, sal ek soek. En wat weggedryf is, sal ek weer terugbring. En wat gewond is, sê die Here, sal ek weer verbind. Wow. Wow. As jy verlore is, sê die Here, ek sal soek. Tot ek jou kry. En as jy weggedryf het, dan gaan jy terugbring. En as jy gewond is, sal ek die een wees wat jou gaan verbind. Rahab was nie die beste vrou in die lewe nie. Maar ek glo sy het geweet hoe om God te glo, dat daar 'n God is wat kan red, en wat kan uittel, en wat kan verlos. Jy sien, dis Paasnaweek. Ons is net voor die Paase, en wanneer ons daarby kom, dan wil ek sê, is dit nog die bloed wat praat, en die kruis wat praat. Wat vir my en jou, as ek na hierdie dinge kyk, om te sê, God is nog hier, en God stel belang. Wanneer ek kyk na die Paasnaweek, dan sê dit vir my, daar is nog 'n God, hy is nog altyd in beheer, hy is nie rug teen die muur nie, hy sal nooit onkant betrap word nie. God het my lief, en God is met my. God is daar. Jy sien jou krag, lê in glo. Glo in wat? Glo in wat? Glo nommer 1. God het my lief. Ek wil sê, dankie Here, U het my lief. Dankie Here, U is met my. Dankie Here, U is by my. Dankie Here, U is saam met my. Dankie Here, dat U gee om vir my. Amen. Weet jy wat sê die Hebreëus? Die Hebreëus sê hierdie woorde, daar is 'n deel wat hy uithaal, daar uit Genesis, dan sê hy, ek is Tselem Elohim. Wat beteken dit? Dit beteken net dit, dat ek en jy is in God se beeld, en in God se gelykenis. En dan gaan Efesiërs later aan verder, en dan sê hy, ons is nie net in die beeld en in die gelykenis van God nie, maar ons is ook deel in die krag van God. Want so sê hy in die 10de vers in Efesiërs 6, word kragtig in die Here en in sy krag en in sy sterkte. Met ander woorde, Tselem Elohim is ek is in sy beeld, ek is in sy gelykenis, maar ek het sy krag en ek het ook sy sterkte. Sê amen as jy dit glo in die naam van die Here. Tselem Elohim. God wil dat jy dit glo en dat jy dit bely. Dat ek en jy sal sê, maar God is my sterkte. God is nie ver nie. God het my nie gelos nie. God het my lief. As hy Rahab lief gehad, dan is daar 'n God wat ons ook lief het. Luister, geloof het 'n verskil in Rahab se lewe gemaak. Omdat sy God geglo. Weet jy, as jy gaan kyk na die Bybel, dan sal jy sien in Matteus 1, die 5de vers, is Rahab in die geslagsregister van Jesus.
dat Salmon was die pa van Boas. En Boas was ook die deel of die seun van Rahab. Luister, kom ek sê vir in Hebreërs 11, wanneer jy gaan lees van die geloofshelde en heldinne, dan sal jy sien in Hebreërs 11 is dit so dat Rahab is ook onder die geloofshelde van die Bybel. Halleluja. Haar geloof in God het 'n verskil gemaak. Kom ek sê dit sommer weer net vir die kerk. Dit gaan nie oor hoe sterk jy is nie, maar dit gaan oor hoe groot en hoe sterk jou God is. Halleluja. Dis wat tel. Dis wat ons op ag gee. Dis nie ek nie, dis nie jy nie. Ag, you reminder, dit is die God wat ek glo en op hom bou en op hom staan. Wat ek weet, hy is God. Hy is lief vir my. Hy gee om en hy stel belang. En hy is die een wat na my omsien. Nou wat van my tekorte? Wat van die swakhede? Kry dit by die kruis. Kry dit by die bloed. En as God jou vergewe, vergewe jouself. As God sê, as jy na my toe kom en ek vergewe jou, dan moet jy jouself ook vergewe. Kom ons wees eerlik. Kom ons wees eerlik. Hoor hier. Daar is van u wat dalk met 'n siek liggaam gaan sterwe. Maar in jou hart en jou gees kan jy die grootste oorwinnaar wees. Ek het baie geliefdes begrawe wat aan een of ander siekte dalk gesterf het. Maar weet jy, wanneer ek hulle begrawe, dan kan ek net sê, hier lê 'n man en 'n vrou, wat 'n wenner in die Here is. Die Bybel sê, al gaan jy deur die dal van doodskade, dan sal ek geen onheil vrees nie, want sluit hy, want goedheid en guns sal ons volg. Al die dag. Tot aan die einde. Jy weet, iemand het dit eenslag gesê, en ek dink sommer net 'n oombliekie daaraan, toe sê hulle, jy moet nooit sê, dat vir die mense, ek het gesterwe nie. As ek doodgaan, moet jy eintlik vir die mense sê, hy lewe eintlik nou eers. In the sweet by and by, we want to meet on that beautiful shore. God stel belang. Toe die ou sendeling by die sterfbed van sy mede-pelgrim staan, toe sê die een vir hom, hy sê, brother, can you feel you going under? Toe kyk die ou met 'n sterwende gesig. Toe sê hy, no brother, I'm not going under, I'm going over. I'm going over. In jou grootste stryd, God is daar. Toe ek in Pretoria se hospitaal staan, en ek soek ook na die antwoordjie, toe weet ek God is daar. Daar is daar dat jy sê, ek verstaan, Here, U het so gesê, maar Here, as ek kyk daarna, dan lyk dit vir my partykeer asof dit nie werk nie. Dit is daardie tye wat jy moet sê, ek weet en ek glo, God is almagtige en God is nog baas van alles.
Hy is in beheer van sake. Ek het gedog dit gaan so werk, en dit het nie so gewerk nie. Moenie laat dit jou onderkry nie. Dit is daardie tye wat jy net moet weet, maar my God, het bly die ene wat in beheer is van alle sake, en hy is almagtige, en hy is God. Jou omstandighede sê, nee, dis nie God nie. Ek moet eendag met u weer praat oor okkejager. Maar by 'n latere geleentheid. As omstandighede vir jou sê, maar dis nie God nie, dan moet jy net in jou geloof nog roep. Daar is 'n God. En weet jy wat sê Paulus? Romeine 8:31. En as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Die geloofshelde in Hebreërs 11 het gestry. Hoor mooi, jy kan gaan lees. Daai ouens het gebeklei dat die bloed geloop het. Maar weet jy, hulle het God geglo, as jy Hebreërs 11 gaan lees. In die omstandighede, in die kuile, in die verlatenheid, in die donkerheid, in die nagte, het hulle een ding geweet, daar is 'n God. Weet jy, as jy in die 13de vers gaan lees, dan sal jy sien, die 13de vers sê eintlik so, hy sê, daar was beloftes, hoor mooi, wat hulle nooit gekry het nie. Maar hulle het dinge gesien in die verte, en hulle het dit geglo, en hulle het dit begroet, hulle het dit eintlik in besit geneem, en gesê, weet jy wat, ek het dit nie gekry nie, maar ek sien dinge, wat my God instoor het. Ek sien die Here, al het ek het nooit bekom nie, as beloftes wat Becky Mansveld nooit sal kry nie. Maar weet jy wat, ek glo nog dat my God is almagtige, hy is in beheer, en hy het beheer oor sake, en hy sal aan die einde van die dag jou en my deur. Halleluja! Nou kom Hebreërs 11, en dan sê hy, daar's dinge wat hulle geglo het. Hulle het nie gekry nie. Nou weet jy, toe gaan ek net so oor na Hebreërs 12 toe. En dit is asof Hebreërs 12 vir jou en my net so 'n bietjie moed wil gee. Nou weet jy wat sê hy? Hy sê, jy moet die oog gefestig hou op Jesus, die volëinder van jou geloof. Jou smart en jou pyn is nie die einde van jou geloof nie. Jou God is die einde van my en jou geloof. Amen. Luister, kyk. Weet ek dink aan Lord Nelson. Hy veg die Spanjaarde. Hy is in die Engelse vloot, einde van die 1800s. En hy het al 'n paar skepies daar, en hy magdom van die Spanjaarde kom aan. En hulle wil hulle vernietig. En die oomblik toe daai skepe van die Spanjaarde so aankom, toe sit in daai oomblikke wat hulle skreeu vir Lord Nelson en sê, die vyand is op pad. Hulle het skepe wat kom by die hordes. Hulle gaan ons uitwis. Lord Nelson sê hulle het 'n glasoog gehad. Hy gryp die teleskoop en hy druk hom teen die glasoog. En hy sê, ek sien niks. En hy gee sy bevele. Die Here weet baie keer, moet jy ook sê, nee, ek sien niks. Ek sien dit God in sy almag. Ek sien dit die Here in sy heerlikheid. Ek sien dit die Here. Hy's daar. Luister, geloof in God. Kyk hier in die rondte nie. Net vir jou sê, dat kyk in die verte. En weet God het beloof. En as my God wat almagtig is, beloof het, sal hy die een wees wat dinge gaan uitwerk. Want hierdie twee dinge moet jy onthou.
Ek sê net vir jou, as hy jou lief het, gaan hy dinge vir jou uitwerk, omdat hy lief is vir jou. Kan ek 'n amen kry? En as hy almagtig is, sal hy in staat wees om dinge uit te werk tot aan die einde. Staan saam. Here my God. Ek wil sê God is almagtig. En ek wil sê hy het ons lief. Dis net voor die Paasnaweek. Ons is besig om voor te berei vir 'n groot tyd. Die beste tyd van die kerk. Here, ek wil bid in hierdie oomblikke. En omdat ek kan bely dat my God is almagtig en God is lief vir ons, kan ek God glo vir 'n deurbraak in Christus. Here, maar ek wil bid vir hierdie mense wat vandag hier is. Elkeen wat hier is, Here, ek weet daar's tye wat ons ook al so gekyk het en gesê, maar ek verstaan nie hoe God werk nie. Here, ons hoef nie verstaan nie. Al wat ons oog moet ophou is op die grootheid van die God. Van my hele weet, God het my lief. Sê dit saam met my, God het my lief. Sê dit so 'n paar keer, hou jou hand sommer daarop en steek dit so hoog op en sê, God het my lief. God het my lief. God het my lief. God het my lief. Ek wil jou sê, jy moet dit sê totdat jy dit glo, man, dat God het my lief. Dis hoekom jy hier is, dis hoekom hy jou gemaak het. Hy het 'n plan en 'n droom vir jou lewe. Wanneer jy by 'n rag deelkom en jy voel, ek het foute gemaak, moet ek net God glo, en ek moet net by die Here uitkom, en die Here God, hy sal die een wees, wat my gaan help, en my gaan neerdra, en almal wat ek glo, gee die Here, en eer en lof en aanbidding, en hierdie vergaderinge, en sê, en die Here, hy is God. My God. Wat sien jy? Jy sien baie keer die negatiewe. Maak so. Maak so. Maak hy oog toe. Sê die Here weet ek sien niks. Maar nie laat die duiwel vir jou preek nie. Het jy gehoor wat ek sê? Want dit wat jy sien, dit wat jy baie keer hoor, sal die duiwel uitbuit. En hierdie ouens praat die hele nag. En die duiwel kleer die prentjies in. Jy kan lewe praat. In die naam van Jesus. Sê, help my Here, om lewe te spreek. Here, ek wil lewe praat. Lewe met mense. Lewe, Here, met 'n sondaar. Lewe in Christus. As jy glo wat ek gepreek het, dat God jou lief het, steek jou hand so op. Dankie. God het jou lief. Maar ek wil net vir jou sê, onthou, hy wil aan ons werk. Hy wil ons verander. En hy wil ons beter maak vir sy koninkryk. Is dit waar? Mag die Here sy ryke seën op jou laat rus. En mag die vrede met jou wees. Skud die hand langs jou, sê, I'll see you in heaven. Praat Engels bietjie. Sê, I'll see you in heaven. Zulu sê, hey, ikonolo ikai. Of iets van die aard. Lenet, is ek baie ver weg, nee. Bugawena kai. Bugawena. Nee, Bugawena. Kai. Ons kyk vir jou daar nie aan. Kom ons maak die beste wat ons kan
in hierdie tye vir God en sy koninkryk. Mense, it will be worth it all when we be on the other side. Amen. Dit gaan dit alles werk wees. Paulus sê, stryd die goeie stryd. Voltooi jou wedloop.